Ons is vandag hierso by Kroonstad, Koppies area. Nee, nader aan Koppies. Ek praat hier met Philip. Maar nou sê Wingmax, hoekom, waarom, wat? Hy het nou al 'n dik stuk geplant hierso en dis vandag redelik nat terug, maar wat so baie hoekom by kroek, die goeters trek deur en hy's aan die gang. Kom ons luister bietjie. Philip, hoe lyk dit? Goed met jou, Choopie. Nee, wat doodstil rustig. Is nou een van hierdie houe jy sou amper al op jou sene wees want ek mors jou son, nê. Nee. Ja, dis min van dit hierdie jaar. Maar nou sê Wingmax, vertel my 'n bietjie, hoekom het jy besluit Wingmax? Choopie, toe ons gaan kyk na 'n planter, het ons gaan soek vir 'n ding met akkurate kunsmis en omdat hy elke ry vir ry uitmeet, was dit die antwoord vir ons met akkurate kunsmis. Nou kyk, want jy het ook nou gesê, jy weet kunsmis is ongelooflik duur. So jy wil seker maak dat hy hom presies reg neersit. So wat's vir jou belangrik? Hoe sit jy jou kunsmis actually neer? Hoe ver van die put af? Hoe doen julle daai goed? Ons is op 'n 2 duim weg, 2 duim diep. Ja, 2 duim onder die put. Ja. so letterlik dan nou 50 cm, 50, Ja. 45 daar sit hy. Okay, Ja. maar, nee, kunsmis is een ding. Maar nou, wat van saad? Want saad is al net so duur, nee. So, dit help ons nou nie, jy boet nou in of jy het nou die beste kunsmis besigheid en dan boet jy nou in op jou saadgedeelte nie. Ja, obviously die ander goed aangevul by die kunsmis, maar ons het hoofsaaklik gegaan vir kunsmis, maar soos almal Monosem ken, is maar 'n akkurate planter. Ja. Sy stand is daar. En wat is jou ervaring van die pot self? Ek meen ek het dit nou ek vra dit nou maar oor die algemeen vir die ouens, jy weet, want daar's baie nuwe tegnologie wat inkom en kyk, een ding wat ek nou al geleer het van landbou is hoe meer die goed verander, hoe meer bly hulle dieselfde. Dit is so. So sê vir my op die potte self, wat is jou ervaring in terme van stand, hoe lyk sy singulation en al daai goede? Ja, ons is tevrede daarmee, singulation is goed. Ja, daar's geen probleem met die uitdraai meters nie. As jy hom regstel, is hy reg. Dan plant hy wat hy sê hy plant. En watse rigting het julle gegaan rondom aandrywing? Hidrolies met klatjies op die ry, so elke ry kan ry vir ry aan en af sit. Ja. En dan, ja, 4 hidroliese motors wat hom aandryf om vorentoe te gaan met kaarte op die lande trek en electronics op hom? Raven. So jy het Raven gegaan. Ja, Okay, Raven systeem op hom. Hoekom spesifiek Raven? Raven en die New Holland keis goed, werk goed saam. Ja. So hulle kommunikeer goed en ja, die Raven. So jy weet, dis een van daai goede, as jy kyk na die Monosem, nê? Wat hom half anderster maak is van die ander planters wat almal half in-house daai tipe van goeders doen. Die feit dat jy nou daai goed apart kan opsit afhangende van wat jou Wat jou behoefte is. jou behoefte is of jou voorkeur is. Dink jy dis 'n sterk punt? Hoe voel jy daaroor? Ek dink so 'n sterk punt want Arend hulle gee jou die opsie, jy kan besluit waarmee jy gaan en wat vir jou werk kan hulle by aanpas om op hulle planter vir jou te sit. So jy hoef nie te worry oor luister jy dat die goed met mekaar praat nie, want jy Raven net en dan plug and play en dan hoef jy nie te worry nie. So ons het gesê Raven stelsel opgesit en dit het saam in die Holland gewerk. Ja. Right, kunsmis is 'n baie groot ding vir jou, soos ek sien en ek sien hierso iets vertel my julle glo in doepas ook, nê. Dit werk. Vertel my, wat Ons sit is 'n pop-up tipe van ding wat julle opsit? Ek neem ek aan, hoe werk hy en hoe werk hy deur op die planters? ja, ons het dis 'n meganiese aandryf in die middel van die planter wat 'n pomp aandryf. En hy kom deur, spuit op elke ry, sit in voorenting neer. En dis nou hierdie ouetjie wat hierso deurkom, Ja. nê. So hy hardloop hom daardeur en dan spuit hy hom basies net daarso waar hy hom oopgemaak het. Spuit hom in die voor, toe trapwiele maak toe. Ja, ketting is maar 'n plan vir die jaar. Met die nattigheid sukkel mense om die vore toe te kry. Ja. Ons het agtergekom die ketting waar jy bietjie deur nattigheid gaan sleep net daai bietjie van 'n voor net mooier toe. En waar jy 'n worsie bo druk maak hy hom fyn dat hy nie 'n kors maak of hard word en sukkel om deur te kom nie.
Jy het net vir my gesê, ons het so baie vinnig gepraat, ons het maar so hier, sê hulle met die deur by die huis ingeval het. Ja, hier's baie ouens wat nog sukkel om te plant. Ja, dit is nou seker hulle dalk bietjie meer reën of so as jy gehad, maar ek weet nie watse planters het julle voor hierdie gehad of watse tipes, was dit kleiner plantertjies of kleiner 6 ry Massey planters geplant. Nou op daai goed, want kyk, daai planters plant goed. Nee, as hy reggestel, as hy plant regtig goed. Nou vergelyk sommer vir my daai nou as jy kyk na die Monosem in terme van hoe hy sy pitte neersit versus daai besigheid. Stupie, ons het goed gedoen met die Masseys. Ons het hulle of raak gestel of iets, maar hulle het goed geplant vir ons. Wel die Masseys en die Monosem goedkoop so. Pitspasiering dink ek hier is so 'n bietjie beter en soos jy sê 'n saad moet reg wees vir 'n Massey. As daar 'n ronde pit en die plat pitte is, dan sal ernstige gap. En hierdie ene, hy worry nie reg. Ja, rond, plat, groot, klein, hy plant hom. Hy sal vir jou sonneblom, soja se mielies, makkie saak, hy sal hulle pit vir pit neersit. Ja, ons is tevrede met hom en ja, ons plant baie bitter sorgemok en ek moet sê akkuraat met plante stand op hom. Dink jy sal as jy ou planters gehad het, sou jy so ver geplant gewees het soos wat jy nou is? Dis 'n taai en daai. Die kleiner goed kom vinniger in, maar ja, ek moet sê met die dubbelwiele en die groot wiele agter op die kunsmiskar, ons het touch wood, ons het nog nêrens vasgesit nie. Jy trap maar hier en daar 'n spoor, maar verder is ons nog oralste, wil ek sê met gemak leer kon plant. Maar dink jy dis ook oor die manier wat hy die gewig verplaas na die trekker toe en hy sy karretjies hier in die middel? Ek dink dit maak 'n groot verskil omdat ons gewig van jou karretjie se gewig is op jou trekker en nie net op jou of alles nie op jou planter se wiele nie. As jy van die ander goed vat, die karretjies is agter die groot wiele en die kunsmis is op hulle. So jou gewigsverspreiding is bitter min of swakker af as wat jy hier is. Wat is die een ding wat vir jou regtig uitstaan op die Monosem? Jy het nou al 'n paar hektare met hom geplant. Wat is nou vir jou daai ding wat regtig jy sou like dit op die planter? Ja, ek hamer op die kunsmis. Ons kunsmis werk bitter goed uit. Van ons terug is op die akkurate kunsmis het. As jy klaar is in 'n dag en jy het jou sakke getel wat jy gebruik het vir die dag, is dit reg. Daai is hom actually baie lekker, nê. As hy so mooi uitwerk. Dit help. Nou daar's van die ouens wat nou claim, nê. Jy weet, hierdie is mos nou nie die heel nuutste kunsmisstelsel wat op die mark is nie, nê. Uit die aard van die saak uit, jy sê hy's baie akkuraat en jy het nie issues daarmee nie en hoekom het julle besluit om op hierdie uitdraaiers te gaan versus dalk iets met 'n blouer en 'n verdeler en al daai goede? Ek weet nie, ry vir ry uitdraai dink ek net meer akkuraat, maar jy het ook vroeër gesê onderhoud se belangrike ding. Dis een van die goed onderhoud elke jaar jou oggertjies maar kyk dat hulle ewe lank is en nie een kleiner gedruk het se ander een of iets nie. En kyk, hierdie is 'n weieplanter, nê. En ek sien jy het ook van hierdie Wi-Fi metertjies in of wat ek hulle noem, nê. Ja. Ek het hulle al by Jan Grobbelaar die eerste keer nou gesien, toe gaan ek soos magtig, dis oulik, nê. En as jy vat jou vloei van jou kunsmis van die middel af tot op die punte, het jy hom getoets, kry jy eweredige verspreiding? As ons ek kalibreer glad nie agter nie. Ek hardloop my planter vol en ek weeg elke keer ry vir ry dat ek ook kan sien as haar oggertjie dalk gebuig het of geknyp het of iets. So ons weeg hom ry vir ry om te sien dat jou akkuraatheid ook daar bly en iets nie gesluit is nie. En nee, goed, dis 'n bitter klein verskil. Iets wat jy nie aan kan jou kan steur nie. Daar gaan altyd verskille op die goeders wees, nê. Ja, kunsmis is nie presies en almal presies ewe groot nie, so daar moet 'n verskil wees op die ou einde. Gelukkig sê hulle it's not an exact science, nê. Wat van diens? Hoe lyk die diens op hierdie op die planters? Kom Monosem daarom na die party toe, plaaslike dealer? Choopie, ja, bitter goed en Monosem se manne wat in die veld is, kom gereeld hier om. Hulle was vanoggend toevallig weer hier. Ek het nog nooit gesukkel nie. Bernd, Arend, almal daarbo, as jy bel en jy het 'n voorstel of jy het iets waarmee jy sukkel, dan sal hulle bereid om te help en hulle kom vandag terug met 'n antwoord of met raad. As jy nog 'n planter moet bykoop, dink jy sal hom weer blou maak? Verseker.
Ons is bitter tevrede met hom. Ek sal weer met 'n blou planter gaan. Right, dit is Philip hierso van Koppies/Kroonstad area af. Okay, nou weet julle ook waar's die plek. As jy jou kunsmis presies wil neersit, dan weet jy, daarso, kry vir jou bloue. Linkie bo of hier onder, praat jy met hulle. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.